Nou kom ons by die bewys van identiteite. Dit is 'n verskriklike maklike deel julle waar julle regtig baie lekker punte kan kry. Die belangrike ding met jou identiteite, die bewys daarvan, is dat jy net nie 'n klomp goed op een slag moet gaan probeer doen nie. In die pakkies het ek vir jou 'n foolproof plan gegee met stappe wat jy volg. Jy gaan net vereenvoudig, jy gaan verander, jy gaan faktoriseer en uitkanselleer. In die pakkie sê ek vir julle baie spesifiek waarvoor kyk 'n mens uit vir vereenvoudiging. Hier is 'n voorbeeld, jy gaan kyk vir jou CAST diagram. So 180 plus of min, 360 plus of min. Kyk uit vir kofunksies, jou hakkies, jou breuke, enigiets wat jy bietjie mooier kan maak, is jou vereenvoudiging. Verander, gaan goedjies wees in die pakkie, sal julle sien, het ek mooi vir julle gesê, jy gaan verander, jy gaan kyk spesifiek vir jou sin-kwadraat plus kos-kwadraat. Ons het mos 'n klomp van dit, om te sê, my identiteite wat vir my sê, sin-kwadraat plus kos-kwadraat is gelyk aan 1. En dan het ek het ook vir julle gesê, onthou, jy kan sin-kwadraat 'n bietjie anderster gaan skryf, as 'n 1 minus kos-kwadraat. En laaste enetjie wat jy voor gaan kyk, is om te sê, my tan theta, weet ek mos is sin theta bo op 'n cos theta. En dan wat ons gaan doen, is jy gaan faktoriseer. Ek het ook vir julle die maniere daar gegee met 'n voorbeeld, gaan kyk in die pakkie, en jy gaan altyd faktoriseer sodat jy kan uitkanselleer. En dan, hier is ook 'n paar ekstra goedjies wat hulle nogal daarvan hou om in die mix in te gooi. Dis maar net so 'n paar goed om vooruit te kyk. Alright, so kom ons val weg met die voorbeelde, dan wys ek vir julle hoe mens hierdie identiteite kan bewys, regtig net deur my foolproof plan te volg. Julle weet, hierdie is natuurlik in die pakkie stap vir stap vir julle uiteengesit, so julle kan maar net daarna gaan kyk, dan kan julle ook, dit help 'n bietjie om makliker te werk met dit. Alright, nou wat ons gaan doen, eerste ding wat ons altyd voor kyk, is besluit gaan ek links of regs werk. Ok, ek gaan aan die linkerkant werk, want hier is 'n klomp goed wat ek sien wat ek mee kan werk. So stap nommer 1 is, ek gaan vereenvoudig. Vereenvoudig sê vir my, is daar hakkies wat jy kan uitmaal, is daar breuke wat jy dalk op mekaar, wel op dieselfde noemer kan sit, is daar goed wat jy kan plus en minus, sulke tipe staf. Ok, so kom ons kyk, eerste ding wat ek sien, jy is welkom om ander goed eers te gaan doen. Ek hou van my foolproof plan, want dan weet ek gaan definitief by die regte antwoord uitkom. Right? Hierso byvoorbeeld sien ek gaan kan faktoriseer, maar jy gaan dit vir jouself baie moeilik maak of onnodiglik moeilik maak as jy dit nou al gaan doen, want as jy sien in my stappe, dis eers stap 3. So ek gaan nog nie nou al faktoriseer nie, ek hou by my stappe, stap 1, vereenvoudig. Vereenvoudig weet ek maal hakkies uit. So ons weet van graad 5 wat ons geleer het, jy maal 'n breek bo met bo en onder met onder. So wat ek hier gaan doen, is ek gaan net my breuke gaan uitmaal. So eenvoudig soos dit. So ek gaan sê, right, wat is 1 maal met my kos A, want onthou hierdie staan mos nou op 'n 1. So ek maal bo met bo, so 1 maal met kos A, gee vir my die kos van A, en dan sê ek, kos A maal met minus tan A, gee vir my minus tan A, kos A. Ek het net gaan maal bo met bo, en onder met onder. Aan die onderkant gebeur daar niks nie. Ek het 'n kos-kwadraat A minus 'n sin-kwadraat A. As jy nie my stappe gevolg het nie, dan het jy dalk jou tan gaan verander in 'n sin op kos. Dan sou hy baie moeiliker gemaal het en jy sou meer gaan faktoriseer het. So hou by my foolproof plan, jy kan nie verkeerd gaan nie. Alright, volgende, ek het nou gaan sê, ek het gaan vereenvoudig. Nou gaan kyk ek, is daar appels en pere wat ek by mekaar kan tel? Nee, daar is nie. Nou stap 2, so vereenvoudig, dan gaan ek verander. Verander sê vir my, jy kyk spesifiek uit. Ek het ook vir julle in die pakkie gesê, ons love 'n tan en 'n kos langs mekaar. So, my kos A gaan daar uitjou. Ons verander my tan. My tan kan ek gaan verander as 'n sin theta, wel in hierdie geval sin van A, bo op die kos van A, maal met die kos van A, en dit alles word nog steeds gesit bo op 'n kos-kwadraat van A minus sin-kwadraat van A. Ek weet, daar's vinniger maniere om hierdie te doen. Doen dit stap vir stap, dan weet jy kry ten minste jou 5 of 6 punte, want identiteite kan tot en met 7 punte tel. So, vat eerder 'n minuut langer en maak seker jy kom by die regte antwoord uit. Okay, dan wat ek gaan doen is, ek het nou verander, sien julle, hy is verander. So, nou begin ek weer voor op my lysie, nou gaan ek eers weer vereenvoudig. Boom.
Vereenvoudig, daar's hy. Right. Nou volgende. Nou gaan kyk ek aan die bokant, het ek nou 'n cos A minus sin A. Daar's niks aan die bokant wat ek verder kan vereenvoudig nie. Aan die onderkant het ek my cos kwadraat A minus sin kwadraat. Nou gaan ek verder met my stappe. My stap 3 sê, kyk of jy kan faktoriseer. Hierdie is ook iets wat ek spesifiek vir julle moet sê, gaan kyk uit na die cos kwadraat min sin kwadraat. Hulle love it om dit te gee, want jy weet jy kan hom gaan faktoriseer. Dis net 'n verskil van twee vierkante. So dit sê vir my die cos A minus sin A. Ek het 'n cos A plus sin A. Jy het gaan faktoriseer sodat jy kan uitkanselleer en dan is my antwoord 1 bo-op cos A plus sin A. En ek dink dis waar ons moes uitkom. Ja, dit is. So dan kan ek net gaan sê dit is gelyk aan die regterkant. Ek het net gaan vereenvoudig, verander, faktoriseer en gaan uitkanselleer. Okay, volgende enetjie. Hier is nou 'n bietjie 'n mooier ene. Stap 1 sê vir my vereenvoudig. So ek gaan aan die linkerkant werk. Dis belangrik om net vir hulle te sê, okay, ons werk aan die linkerkant, laat hulle ook maar net weet. Dadelik 'n paar goed wat ek al hier sien, is ek sien hierdie cos kwadraat minus sin kwadraat, so dit sê vir my ek gaan 10 teen 1 daar kan faktoriseer, maar ons sal dit later doen. Hierdie enetjie is ook een van die dele wat ek vir julle spesifiek gesê het, gaan kyk uit na dit. Hulle love it om hierdie vir julle te gee, dit is een van die moeiliker maniere. As jy hierdie ouetjie sien, dan weet jy, my 1 kan ek gaan verander as 'n sin kwadraat plus 'n cos kwadraat. Okay, so dis iets om vooruit te kyk. Okay, so ons gaan wegval met hom. Stap 1, kyk of kan jy vereenvoudig. Daar's nie niks wat ek kan vereenvoudig nie, daar's nie hakkies of breuke of enige sulke tipe goed nie. Stap 2, ek gaan nog nie daar faktoriseer nie, want stap 2 sê vir my, ek moet eers iets verander. Iets wat jy kan verander, as jy wil, kan jy byvoorbeeld jou cos kwadraat verander, jy kan jou sin kwadraat verander, en jy kan 'n 1 verander. Dit kan jy alles gaan kyk, in die pakkie het ek vir julle mooi gesê waarna mens dit kan verander. In hierdie geval weet ek mos nou, ons het nou gesê, dit is iets waarvoor jy uitkyk, dis hoekom ek dit vir julle gee, is om te sê, my 1 kan ek gaan verander, as 'n sin kwadraat, plus cos kwadraat. My minus 2 sin x, cos x, tel net daar so uit, en aan die onderkant, ek gaan nog niks verder doen nie, ek wil eers kyk waarheen die boonste gedeeltetjie my vat, so ek gaan die onderste een los, in my kop weet ek kan hom al gaan faktoriseer, of ek gaan dit kan verander, maar ek weet nog nie regtig wat om te doen nie, so kom ons kyk maar eers. So doen dit net stap vir stap, moenie 'n klomp goed gelyk doen nie. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan net my volgorde verander daarbo, sodat ek kan faktoriseer. Ek kan nou gaan sê, die sin kwadraat van x, minus 2 sin x cos x, plus die cos kwadraat van x, ek sit dit alles bo-op 'n cos kwadraat van x minus die sin kwadraat van x. Okay, so ek het nou gaan vereenvoudig en reshuffle. Ek het nou al klaar verander, nou kyk ek, kan ek faktoriseer. Hierdie ouetjie aan die bokant kan ek pragtig faktoriseer. Jy gaan maak 2 hakkies. In die begin van elke hakkie is 'n sin x, daar is 'n sin x, en in die agterkant van elke hakkie is 'n cos x en 'n cos x. En dan check jy gou vinnig, sin x maal sin x gee vir my sin kwadraat, cos x maal cos x gee vir my 'n cos kwadraat. Dis gewone graad 10 faktorisering julle. Dan sê dit net vir my tekens is dieselfde, al twee kry 'n minus. Boom. En dis hoe ons daai doen. Okay. Nou begin my brein al bietjie in 'n rigting en gaan, okay, ek het gaan faktoriseer, sodat ek kan uitkanselleer. So nou dink ek, okay, kom ons probeer daai enetjie nou 'n bietjie faktoriseer. Ons kan hom gaan skryf as 'n cos x minus sin x, dis verskil van twee vierkante, en 'n cos x plus 'n sin x. Jy gaan faktoriseer, sodat jy kan uitkanselleer. Daar is nog niks wat jy kan uitkanselleer nie, so wat ek kan gaan doen, ek kan hulle dieselfde maak, sodat ek wel kan uitkanselleer. Ek gaan hierdie ouetjie gaan omruil, as jy hulle graad 9 werk so bietjie onthou, om te sê, ek gaan verander die voorste teken.
dan word hier 'n cos x minus sin x. Onthou julle, ek kry die twee kies net om en my teken verander. Nou mag hy actually gaan uitkanseleer. Nou sit ek met 'n minus in hakkies 'n sin x minus cos x. En ek sit dit bo op my cos x plus sin x. En dit is die regterkant waar ek moes uitkom. Voilà, net so. Kyk, so die volgende een, hy lyk baie lekker. Ek sien 'n klomp dinge wat ek kan doen, okay? Eerste ding wat ek doen is besluit gaan ek links of regs werk. Ek gaan weer aan die linkerkant werk hierso, okay? En nou sien ek daar's baie dinge wat ek actually kan doen, maar ek hou by my stappe. Stap 1 sê vir my, kyk of kan ek vereenvoudig. Okay, ek sien nie regtig appels en pere wat ek bymekaar kan tel of hakkies of enige sulke tipe goed nie. Stap 2 gaan verander. Ek kan sien, ek kan daai enetjie, my tan x, kan ek gaan verander. Ek skryf my tan as 'n sin x op cos x. Jy kan hom in 'n hakkie sit as jy wil. Minus 2 sin x cos x. Sien julle, ek skryf die hele tyd al my stappe en dit vat nie lank nie. As jy jou stappe volg, is dit regtig eenvoudig. Jy het iets gaan verander. Nou kyk jy, en ek gaan net een ding op 'n slag verander. Nou kyk jy, kan ek gaan faktoriseer? Die eerste ding van faktorisering, kyk vir 'n algemene faktor. Ek sien ek kan 'n sin x uithaal. Ek kan 'n 2 sin x uithaal. So ek haal my 2 sin x uit, ek het gaan faktoriseer. Wat oorbly is 'n 1 op cos x minus 'n cos x. Onthou asseblief, as jy enige van hierdie stappe nie verstaan nie, kan jy net vir my 'n boodskapie stuur oor waar ek dit kry en dan maak ons 'n videoetjie vir jou vir dit. Alright. En aan die onderkant het ek 'n minus 2 sin kwadraat x. So ek het gaan faktoriseer sodat ek kan uitkanseleer. Sien julle, dis regtig 'n foolproof plan. So wat nou oorbly, bo die lyn het ek 'n 1 op cos x minus cos x en dit word gesit bo op 'n sin x. Okay, nou begin ons weer van voor af. Nou gaan ek eers weer vereenvoudig. Vereenvoudig sê vir my, as ek twee breuke het, kom ons gaan sit hulle op dieselfde noemer. Okay, dan sit net 'n bietjie netjies er al klaar. So, ek gaan nou met hierdie gedeeltetjie net werk. Sien julle, daai cos x staan op 'n 1. So eintlik wat gebeur, ek sit hulle op dieselfde noemer. My 1 chill net daar uit. Hierdie 1 moes ek met 'n cos x gemaal het om actually daarby uit te kom. So hy word dan 'n cos kwadraat x. En ons sit dit alles, daar staan nou daai hele ding gedeel deur my sin x. Dan sal julle ook onthou, ek het al baie vir julle gesê, ek hou nie van 'n breek op 'n breek nie, dis net terrible. Ek hou daarvan om te sê, dit wat daar staan, sit ek net in 'n bietjie in woorde. Hier staan mos nou, daai hele ding, gedeel deur sin x. So wat ek dan gaan doen, is ek vat daai lelike ding, en dan sê ek dit net in woorde, bietjie makliker, gedeel deur sin x. En ons weet, ons mag nie met 'n breek deel nie, so ons gaan maal hom met sy resiprook. So maal met 'n 1 op sin x. Okay, en dan is dit lekker maklik. Nou gaan ons eers weer gaan kyk wat ons kan doen. Ons het nou 'n klomp dinge gedoen, hè? Nou kyk ons, is daar iets wat ons kan vereenvoudig? Ek sien nie regtig nie. Jy kan jou hakkies gaan maal as jy wil, of my breuke met mekaar so lank gaan maal. Dis fyn. Of wat jy kan doen is jy sien jy gaan iets kan verander. 1 minus cos kwadraat kan ek wel verander as 'n sin kwadraat. En dit chill uit bo op 'n cos x maal met 1 bo op my sin x. So ek het gaan verander, nou begin jy weer bo. Gaan kyk of kan jy iets vereenvoudig. Ek het iets wat ek kan uitkanseleer. Daar sy. En dan skryf ek sin x op cos x en dit is tan x. En dit is die regterkant waar ek by moes uitkom. Voilà.
So nou begin ons bietjie met 'n moeiliker voorbeeld. Hierdie voorbeeld is baie nice. Ek love dit as hulle dit vra want dit is eintlik nie so bad nie. Ons gaan eintlik maar baie net met dieselfde prinsipe werk as met rasionalisering, maar ek leer vir jou 'n foolproefplan. Jy sal hierdie ouetjie sommer kan spot, okay? Jy sal sien jy gaan stak wees. Daar's niks wat jy kan doen nie. Aan die linkerkant, as ek gaan met die linkerkant hier werk, want ons sien linkerkant en regterkant albei min of meer ewe useless. Daar's regtig nie veel nie. Jy sien, in graad 11 weet jy nog nie hoe om 'n cos x of 'n sin x net pleinweg te verander nie. Julle weet hoe om cos kwadraat en sin kwadraat te verander, ja sure, maar as dit net 'n cos en 'n sin is, dis useless. Die 1 kan ek gaan verander as 'n sin kwadraat plus cos kwadraat, maar dit gaan my ook nie help nie, want ek gaan nie kan faktoriseer nie, ek gaan ook nie kan vereenvoudig nie, en ek kan ook nog nie uitkanselleer nie, so jy gaan sien, jy gaan stak wees. Okay. Wat jy dan gaan doen, selfde prinsip as met rasionalisering, is ons gaan maal met sy radikaal. So wat ek gaan doen, is ek gaan sê, ek vat die noemer, en ek gaan sê 1 plus sin x, so jy vat die noemer, en jy verander net die teken. As jy kan onthou, dis sy radikaal wat jy mee gaan maal, okay? So, ek gaan maal hom met 'n 1 plus sin x op 1 plus sin x. Eintlik maal ek hierdie uitdrukking net met 1, want dit op dit is mos 1. So, ek verander nie eintlik my uitdrukking nie. Nou gaan maal jy net jou hakkies uit. Ons gaan sê cos x maal met 1 gee vir my cos x, en 'n cos x maal met sin x gee vir my 'n sin x cos x. Aan die onderkant van die lyn, en dis die hele rede hoekom jy dit doen dit, want jy gaan met 'n pragtige verskil van vierkante eindig. Gaan maal hierdie twee hakies uit, en dan gaan jy sien, jy kom by 1 minus sin kwadraat van x uit. Jy kan nie verkeerd gaan nie. Okay. Dis die hele rede hoekom ons dit doen, want ek het ook vir julle gesê, daai kan ek gaan faktoriseer, dis die hele rede hoekom ons dit doen. So kom ons kyk gou, aan die bokant, ek kan gaan faktoriseer, ek kan my cos x uithaal, wat oorbly is 'n 1 plus sin x aan die bokant. Aan die onderkant, kan ek gaan verander, ek kan 1 min sin kwadraat verander, as 'n cos kwadraat van x. Okay? En aan die bokant het ons gaan faktoriseer, sodat jy kan uitkanselleer, en wat oorbly is 'n 1 plus sin x, bo op 'n cos x, en dit is die regterkant, dis waar ons moes uitkom. Dit is baie lekker werk hierdie. Alright, nommer 5. Ek love hierdie enetjie ook, hulle is so lekker, julle moet hierdie goed overthink, hierdie is vreeslike lekker werk eintlik. Hou net by my stappe. Stap 1, kyk of kan ek vereenvoudig. Is daar enige appels en pere wat ek bymekaar kan tel, hakkies, noemers, niks sulke dinge nie. Nou gaan kyk, kan ek iets verander? Jy kan verander, maar voordat ek verander, sien ek eintlik 'n ding wat my eers plaas, daai 4. Kom ons kyk eers of kan ek dalk nie net gou gaan faktoriseer nie, net om dit 'n bietjie mooier te maak. Ek het dadelik iets gesien wat weird is, want ek is nie gewoond om tot die mag 4 te gaan verander met my trig nie. So kom ons maak hom bietjie mooier, en ek gaan haal my cos kwadraat van x uit. So ek faktoriseer, ek skiep so bietjie 'n stap. Wat oorbly is 'n cos kwadraat x plus 'n sin kwadraat van x. En hy chill uit bo op 'n 1 plus sin x. Okay, so ek het net gou gaan faktoriseer, net laat hy bietjie netjieser gaan lyk, right. So ek het gaan faktoriseer, daar's niks wat ek nou verder kan doen nie. Nou begin ek bo. Is daar iets wat ek kan vereenvoudig? Nie regtig nie. Daar's wel iets wat ek kan verander. Ek kan hierdie sin kwadraat plus cos kwadraat kan ek gaan skryf as 'n 1. Want sin kwadraat plus cos kwadraat is mos eintlik net 1, so hy maal net met 1. En as hy maal met 1, hy chill net daaruit. Okay, so ek het gaan verander. Nou kyk ek weer, kan ek vereenvoudig? Ja, kan nie. Nou kyk ek, kan ek weer iets verander? Yes, ek kan my cos kwadraat verander, want dit is een van die goed wat ek vir jou gesê het om vooruit te kyk. Hulle love cos kwadraat om hom te gaan insit, om hom te sit as 'n 1 min sin kwadraat. Julle sal sien is heeltyd dieselfde goedjies oor en oor en oor. Jy moet maar net gewoond raak om jou kwadrate te sien, om te dink, wat kan ek verander? En nou het ek gaan verander, nou dink ek, okay, nou wil ek gaan faktoriseer. Ek kan daai ouetjie gaan faktoriseer as 'n 1 min sin x,
en 'n 1 plus sin x. Dis net gewone leerwerk. En hulle almal chill uit bo op 'n 1 plus sin x. En ek het gaan faktoriseer sodat ek kan uitkanselleer en dan eindig ek met 'n 1 minus sin x en dit is my regterkant, dit is waar ek wou uitkom. Alright. Volgende enetjie. Hierdie ook 'n all-time favorite, hulle geniet hom nogal. Wat ek hierso sal gaan doen vir om uit tel bietjie meer punte, is om te gaan sê, okay, eerste ding wat ek sien, kan ek ietsie gaan vereenvoudig. Vereenvoudig sê letterlik net vir my, is daar appels en pere en al daai tipe goed. Nee, ek kan nie iets vereenvoudig nie. Ek gaan aan die linkerkant werk. Nou kyk ek, is daar iets wat ek kan verander? Ek wil hê julle moet gou hier mooi kyk. Nou hier is 3 goed wat ek kan verander. Ek kan 'n kos kwadraat verander as 'n 1 min sin kwadraat. Ek kan 'n sin kwadraat verander as 'n 1 min kos kwadraat. En ek kan 'n sin 2x gaan verander as 'n 2 sin x cos x. So daar's 'n klomp goed wat ek kan verander. Ek gaan nou my sin kwadraat verander. Bloot maar net want ek wil hê julle moet gou sien wat gebeur wanneer jy met 'n minus en 'n hakkie. Jy kan enige van daai 3 gaan verander en jy gaan by dieselfde antwoord uitkom eventually. Okay. So, ek gaan my cos kwadraat gaan ek laat hy net eers daar uitchill. So kom ons sê my cos kwadraat x bly net daarso. My cos x bly ook net daar. My sin kwadraat sit ek as 'n 1 min cos kwadraat. Kyk asseblief my hakkie. sien julle hoe sit ek my hakkie daar? Aan die onderkant gaan ek ook so lank iets verander. Ek gaan my sin 2x verander as 'n 2 sin x cos x. Ek hou daarvan om hom te verander, want hy het net een manier waarin ek hom kan verander. Okay, nou het ek gaan verander, nou begin ek bo. Kan ek vereenvoudig? Yes, ek het 'n hakkie wat ek kan uitmaal. So hy word dan 'n minus 1 en 'n plus cos kwadraat. So hy word 'n minus 1 en 'n plus cos kwadraat. Okay. So ek het gaan hakkies, nou kyk ek verder, is daar appels en pere wat ek bymekaar kan tel. Ek het 'n cos kwadraat plus 'n cos kwadraat. Great, dit gee vir my 'n 2 cos kwadraat van x minus 'n cos x minus 1. Alright, so ons het so lank, ons vorder ten minste nou al. Alright. Aan die onderkant van die lyn kan ek ook eintlik al so lank gaan faktoriseer as ek wil. Ek sien my algemene faktor van sin x, wat oorbly, is 'n 2 cos x plus 'n 1. Okay. So nou het ek al gaan verander en vereenvoudig en ek het sommer in die onderkant gaan faktoriseer. Nou wat ek gaan doen aan die bokant, nou wil ek gaan faktoriseer. Alright, want ek weet ek wil iets uitkanselleer. En julle, as jy vergeet het hoe om hierdie te faktoriseer, kyk na jou onderste hakkie, dis hoekom ek hom so lank gaan doen het, dit gee vir jou 'n tip, want jy weet, jy wil 10 hê, hy moet uitkanselleer. Maar kom ons kyk hoe dit werk. So, aan die bokant kan ek gaan faktoriseer, ek sit 'n 2 cos x, en 'n cos x, hulle maak daarom gewoonlik nie hierdie faktoriserings te moeilik nie, so dis daarom redelik eenvoudig, dis nie soos daai intense graad 10 faktoriserings wat julle moet weet nie. Ek skryf net gou die onderkant neer. Okay, so kom ons faktoriseer aan die bokant. Ek vat die 2 se faktore, dis 'n 2 en 'n 1, en daar moet 'n cos aan elkeen staan. En dan vat ek die 1 se faktore, dis net 'n 1 en 'n 1. Soos ek sê, hulle maak hom daarom nie te moeilik nie. As jy regtig bang is jy raak te mekaar, en jy vergeet of jy hardloop uit tyd uit, ken jou reëls, jy weet jy wil faktoriseer sodat jy kan uitkanselleer. So in my brein sê 10 teen 1 gaan hierdie 'n plus word. Maar ek hou by my reëls net om seker te maak, ek leer julle net om 'n bietjie vooruit te dink as jy vashak spesifiek. So ons weet my armpies loop binne en buite, 'n 2 en 'n 1. My tekens verskil, die grootste een kry die minus. So die 2 moet die minus kry, daarom kry die buitenste een die minus, en dan weet ek daai een is die plus. As jy nie seker is nie, gaan kyk die graad 10 video oor faktorisering weer. Okay, so ons het daai gedeeltetjie, ek het gaan faktoriseer, sodat ek kan uitkanselleer. En wat oorbly, is 'n cos x minus 1, bo op my sin x. Right, hulle wil graag hê, ons moet uitkom by 1 op tan x minus 1 op sin x. Jy kon die regterkant ook gaan vereenvoudig het as jy wil.
ek is sommer lus om net met my linkerkant nog steeds te werk, om te sê ek gaan hom opbreek, om te sê cos x bo op sin x, minus 1 bo op sin x. Ons het mos in graad 8 geleer, hierdie cos x staan op 'n sin x, en die 1 staan ook op 'n sin x. Ok, en al wat ek doen, ek weet cos x op sin x is kot van x, ek ken my leerwerk, en ek weet kot van x is 1 bo op tan van x, minus 1 bo op sin x, en daar is my regterkant, en daar het ek hom bewys. As ek jou verloor het met hierdie onderste gedeeltetjie, dit is in die notas presies wat is kot, cosec en sec, en al die lekker dinge. Alright. Nommer 7. Hier is 'n lekker enetjie, hy kom so baie voor, julle gaan hom regtig baie sien, ek love hom ook, ek's mal oor identiteit, dit is so lekker gedeelte, jy moet net jou stappe volg julle. Ek weet ons gaan nou lekker vinnig in die video, maar ek wil hê alles is baie mooi in jou pakkie, jy kan regtig net daarna gaan kyk. Okay. Eerste ding wat ek sien aan die linkerkant, ek gaan definitief linkerkant eers te werk, is ek sien pragtige breuke. Ek is mal daaroor as hulle dit vir ons vra, want hulle probeer ons uitvang, maar dit tel eintlik net meer punte. En dit lyk daunting, maar dit is eintlik net 'n klomp hakkies uitmal dan. So wat ek hier sien is, ek gaan sit hulle op dieselfde noemer, wat vir my gee 'n 1 min sin kwadraat. En 'n 1 plus sin kwadraat. Onthou, ek is nou nog net eers besig om te vereenvoudig. Nou wat ek gaan doen, nou moet ek hierdie 1 plus sin theta, onthou asseblief julle hakkies, hy moet gaan maal met 'n 1 plus sin theta, minus my 1 min sin theta, moet gaan maal met 'n 1 min sin theta. Okay, ek is nog steeds by vereenvoudig, ek gaan nou net my hakkies uitmaal, ek glo julle kan hakkies uitmaal, aan die linkerkant, as jy daai gaan uitmaal, gaan jy kry 1 plus 2 sin theta, plus sin kwadraat theta, minus, onthou asseblief jou hakkie, as jy daai twee hakkies gaan uitmaal, gaan ek kry 1 minus 2 sin theta, plus sin kwadraat van theta. En hulle chill alles uit, bo op my pragtige 1 min sin theta, en 'n 1 plus sin theta. Ons kyk nog eers wat daar gebeur, of dit nodig gaan wees om iets anders te doen. Ek vereenvoudig nog net eers. Aan die bokant kan ek dan nou verder vereenvoudig, ek sien ek kan my minus gaan inmaal, hy maal in daar, en daar, en daar, so daai driekies se tekens moet elkeen verander, so dit word dan, as ek my hakkie wegvat, so hy word 'n minus sin, plus 2, en dan hierdie plusie word 'n minus. Ek het net my hakkie gaan uitmaal, boom, okay. Asseblief met die lui wees en julle hakies vergeet nie. Alright, nou gaan ek verder vereenvoudig. Sien julle, al wat ek nog gedoen het is algebra. Ek het nog net gaan vereenvoudig, ek het nog glad nie terug ingebring nie. Ek kan gaan sê, 'n 1 minus 1 kanseleer uit. Ek kan sê plus sin kwadraat minus sin kwadraat kanseleer mekaar uit. Dan het ek 'n 2 sin theta plus 2 sin theta, gee vir my 'n 4 sin theta. En aan die onderkant van die lyn, hierso sal ek so lank nou gaan begin, kyk, kan ek hom dalk gaan uitmaal? As ek hulle gaan uitmaal, gaan ek kry 1 min sin kwadraat van theta, as jy daai twee hakies gaan uitmaal. Right, nou wat ek gaan doen, so ek het nog net vereenvoudig. Nou gaan kyk ek my volgende stap, my 4 chill daar uit, my sin chill daar uit, nou kan ek gaan verander, ek weet 1 min sin kwadraat, kan ek gaan verander as 'n cos kwadraat van theta. So ek het gaan verander, en nou begin ek weer, kan ek vereenvoudig. My 4 chill daar uit, my sin theta, kyk gou wat hier eintlik staan. Daar staan eintlik sin theta bo op 'n cos theta maal met 'n cos theta. Dis mos nou cos kwadraat. So hierdie verteenwoordig 'n tan. So my 4 chill daar uit, my tan chill daar uit, en dan my cos theta is nog aan die onderkant van die lyn, en daarom kry ek hom as 4 tan theta cos theta, en dis waar ons moes uitgekom het, en dit is my regterkant. Lekker vraagie hierdie. Al wat ons doen by identiteite, dis oor en oor dieselfde ding julle, is jy gaan vereenvoudig, verander, faktoriseer, en dan uitkanselleer.